wat die Griek sê, dan is al die gemeentes in die GKSA ongehoorsaam aan Christus, soos die synodebesluit sê. Ons het vir 20 jaar al die besluit en die praktyk om ook vroue ouderlinge te hê, en daar was nog nooit moeilikheid in ons gemeente nie. En nou in Januarie van hierdie jaar het die synode dan 'n besluit geneem waar daar finaal gesê is, nee, dit mag nie. Ons het 'n finaal besluit, dit mag nie. Die gemeentes wat nie aan hierdie besluit gehoorsaam is nie, moet hulle besluit omdraai in gehoorsaamheid aan Christus, en daar's 12 maande tyd gegee om dit te doen, en die wat nie hieraan gehoor gee nie, word dan beskou as buite die kerkverband. The first thing I had to really think about for me, I mean, this was just my journey, I had to think about whether submission, whether it creates an abuse culture. Because I came from a feminist tradition that said that. And now as a Christian, I had to think about, well, is a wife's submission to her husband, is that a sin? You know, I mean, I really had to think about it. And one of the things that I did was I went back to Genesis. It's amazing how many things take us back to Genesis. And I thought, well, you know what? If Adam's headship came after the fall, then we've got a problem. And that I can continue on with my position that complementarity is dangerous. But if submission came before the fall, then it's a good thing. God said everything was good. And so there it is. Eve's submission to Adam evidently is before the fall. Genesis 1, Genesis 2. Ons lees van die skepping, van die Here wat Adam en Eva maak, as gelyk is, albei na die beeld van God gemaak. Dan kom die sondeval. En wanneer die sondeval gebeur het, dan is die vervloeking op die sondeval, dat die Here vir Eva sê, nou jou man sal jy hinker, maar hy sal oor jou heers. Die man of vrou, hierdie hiërargiese geslagtelike onderskeidings maak nie meer saak nie, want ons is in Christus almal een met hom en daarom gelyk aan mekaar. As jy oor hierdie saak praat, begin jy nie by feminisme of diskriminasie of wat die wêreld sê nie. Kyk na die boom se vrugte. As jy sien is goeie vrugte, is dit 'n goeie boom. As jy sien dis vrot vrugte of as geen vrugte nie, dan is dit nie 'n goeie boom nie. Dis nie lekker om te hoor dat daar vir jou eintlik gesê word, jy is al klaar op buitekant, want jy is nie gehoorsaam aan die een verklaring wat ons vir jou sê nie. Goeiedag my Afrikaanse Christenvriende. Jy is so welkom om hier by ons te kuier, aan te sluit, te stuur vir vriende en familie en vriende wat jy weet wat toegerus kan word, wat opgeroep kan word om getrou te wees aan die Here Jesus en die onfeilbare woord van God. Vriende, voor ons inspring met vandag se program, wil ek net so bietjie meer vir jou sê oor wie is ons? Wie is die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika? Dis die Sambreel organisasie waaronder hierdie Sola platform video's gesorteer word. Die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika bestaan om ons reformatoriese geskiedenis te herontdek, te herwaardeer en uit te bou as katalisator vir ware Bybelse reformatie in Suid-Afrika. Vriende, ons bestaan vir Bybelse reformatie in Suid-Afrika. En dan Sola platform se video's, dit is een van die bene van hierdie bediening om toerusting te gee, kommentaar te gee op wat aangaan in kerke nasionaal, om Christene toe te rus, om vir julle 'n bietjie perspektief te gee, om jou paraat te maak en toe te rus dat jy goeie Bybelse kerke kan gaan kies om by betrokke te raak. Dan die ander been is 'n boekuitgewery. Ons publiseer boeke deur die Here se genade elke jaar. Een van die hoogtepunte vir ons is nuwe biografieë van geestelike leiers in die geskiedenis van Suid-Afrika wat niemand van weet nie. Hier is byvoorbeeld Theo Soga, die eerste Xhosa gereformeerde teoloog wat oorsee studeer het. Hy het Pelgrim se Reis vertaal in Xhosa. Dis beskikbaar op ons webtuiste. Dan het ons die eerste jaar B.B. Keet gehad, hy is uitverkoop, ons werk aan 'n nuwe uitgawe. Dan het ons Martin Hult, hy's 'n gereformeerde baptis, sy lewe, sy werk in hierdie boek. Dan 'n klompie ander boeke, Pelgrim se Reis, dis alles gerad om jou te mobiliseer en te inspireer vir reformatie in Suid-Afrika vandag.
'n ander boekie, ek was in die NG Kerk en ek het by Tikkie studeer, opgestaan vir die liggaamlike opstanding van Jesus. Die hele verhaal word in hierdie nuwe uitgawe gepubliseer. So, dan 'n boekuitgewery, dan ook is ons beskikbaar om by kerke op te tree, oor naweke, oor skrifgesag, oor die rolle vir man en vrou, oor die teologie in Suid-Afrika, opleiding, al daai tipe van dinge, is ons beskikbaar om by jou op te tree. En dan laaste is ons ook besig om teologiese studente nasionaal mentorskap te gee, van verskillende colleges, universiteite, en besig om teologiese materiaal te ontwikkel vir goeie Bybelse predikante in Suid-Afrika. 'n ander kwalifikasie, ons is nie 'n kerk nie. Ons wil ook nie 'n kerk wees nie. Ons wil kerke van verskillende denominasies bemagtig en mense stuur na goeie kerke toe, deurdat ons Bybelse reformatoriese materiaal ontwikkel, wat mense wat verward is kan sien en dan sê, reg, ek is by 'n verkeerde kerk, ek is by 'n kerk waar die skrifgesag nie meer gevolg word nie. Ons wil gaan na 'n Bybelse kerk. So ons wil Christene ook deur hierdie bediening inspireer, mobiliseer om aan te sluit by goeie, gesonde Bybelse kerke. Vriende, dis in kort wat ons doen, en jy is so welkom om deel te word van ons. Stuur vir my 'n boodskap as jy wil gesels, dan kan ons lekker kuier. Nou goed, kom ons kom by vandag se program. Julle sal weet, ons het 'n reeks gedoen oor, het die Here man en vrou albei geroep om ouderlinge en predikante of pastore in kerke te word? Of het die Here ons gelykwaardig gemaak? Ons is almal aan die beeld van God gemaak, ons word almal gered op presies dieselfde manier, maar die Here het in sy wysheid, het hy verskillende rolle vir man en vrou gegee. Ons het 'n hele reeks nou al daaroor gedoen. En vandag se program is waarskynlik nou een van die laastes wat ons nou oor hierdie tema gaan doen vir 'n redelike tyd. En die rede hoekom ek gevoel het vandag is nodig om nog 'n program te maak, is dat Wapad Rand Gereformeerde Kerk in Pretoria, dit is ook waar professor Ami van Wyk, 'n baie bekende sistematiese teoloog in die Gereformeerde Kerke al vir baie jare, waar hy is, hulle is bekend daarvoor dat hulle vroue ouderlinge in hulle gemeente aangestel het 'n klompie jare terug. En een van die leraars daar, Dr. Rassie Smit, het nou 'n redelike lang, amper 'n uur lang voordrag gegee waarin hy die gemeente se posisie verduidelik en waarin hulle ook distansieer van die algemene synode van die Gereformeerde Kerke wat onlangs gemeentes opgeroep het tot bekering, om regstellings te maak, om te bly by die gesag van Christus en sy woord oor hierdie rolle. En hierdie gemeente is een van die gemeentes wat protes aanteken, en Dr. Rassie Smit het 'n klompie baie kontroversiële standpunte in hierdie voordrag het hy voorgedra. Ek ken 'n paar mense in die gemeente persoonlik, iemand wat by daardie diens was en ook by die stemmery na die tyd het my gekontak. Daar was gestem ook na die tyd by die gemeente. So, daar's 'n klompie belangrike dinge wat ek dink verwarrend kan wees vir gewone Christene as hulle nie ook bietjie agtergrond het oor die Grieks en ander tekste in hierdie hele debat nie. So wat ek wil doen is, ek gaan nou vandag 'n klompie grepe uit hierdie voordrag van Dr. Rassie Smit gaan ek met jou bespreek, en hopelik gee dit vir jou genoeg materiaal dat jy 'n ingeligte besluit oor hierdie saak kan neem. Nou goed, 'n laaste paar kwalifikasies oor hierdie saak en spesifiek hierdie voordrag wat ek deurgegaan het. Ek het hom 'n paar keer stadig gaan deurluister en 'n paar dae ook bietjie gaan bid daaroor om seker te maak dat wat ek sê werklik sinvol is en jou kan 'n perspektief gee wat nie in hierdie voordrag na vore kom nie. Twee dinge wat ek wil sê. Die eerste ding wat ek wil sê is, daar was geen argument in hierdie voordrag wat nie in hierdie boek is nie. Hierdie boek, Men and Women in the Church, deur Kevin DeYoung. Ek wil vir jou uitnooi om hierdie boek te kry. Al die argumente in hierdie voordrag van vandag van Dr. Smit is in hierdie boek, maar Kevin DeYoung is in die PCA in Amerika, en ek glo dat hy 'n baie goeie stuk navorsing gedoen het om aan te toon waarom ons die rolle vir die erediens, ouderling, predikant moet handhaaf soos die Here dit gee. So al die argumente word in hierdie boek bespreek. Hierdie boek is beskikbaar by Imprint, www.imprint.org.
En hy is ook beskikbaar by Good Neighbours in Randburg en Augustine Boekroom daar in Constantia Park in Pretoria. So is 'n baie goeie boek vir jou om te kry. Al verskil jy met my, dink ek, dis belangrik om al die argumente in hierdie boek te waardeer. Dis die eerste kwalifikasie. Die ander kwalifikasie, ek wil tog vir jou wys, 1990 en 1986, oor vroue in die besondere ampte van die NG Kerk. Soos wat ek geluister het na die voordrag, het al die argumente wat hier aangevoer word, kom in hierdie verslae na vore. Daar's niks niets nie. Dis basies 'n kopie van wat gebeur het in die NG Kerk in 1990 en 1986, die argumente vir vroue ouderlinge en predikante. So hierdie verslae van die NG Kerk is basies 'n kopie van wat nou hier voorgestel word by Wapatrand Gereformeerde Gemeente. Nou goed, kom ons begin met Dr. Smit wat praat oor namens wie gaan hy nou praat in hierdie voordrag. Terwyl hulle gaan sit, broers en susters, vanoggend se prediking, ons gaan eers bid en dan gaan ons die prediking begin. Gaan bietjie langer wees as gewoonlik. En ek vra dat daar net 'n bietjie geduld ook daarvoor sal wees, maar is nogal 'n paar belangrike goed wat ek graag wil uitwys, en dit kom alles van ons 4 predikante af. Ek het dit nie self uitgedink nie, ek het dit net so 'n bietjie gaan herstruktureer. Reg, so daar's 4 predikante in die gemeente en Dr. Smit praat namens hulle almal. Hy sê ook elders dat die kerkraad staan volledig agter hulle. So hulle sit met 'n baie groot hoeveelheid mense in hierdie kerk wat agter hulle staan met hierdie besluit wat hulle al baie jare terug geneem het om vroue ouderlinge in die gemeente te gebruik. Die volgende ding wat belangrik is hy kwalifiseer dadelik in die begin wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. En ek het dit nogal opmerklik gevind dat hy begin om iets te sê oor die feminisme en die humanisme. Kom ons hoor wat sê hy. Ons wil vanoggend enkele lyne trek uit die Here se woord oor hierdie saak. As jy oor hierdie saak praat, begin jy nie by feminisme of diskriminasie of wat die wêreld sê nie. Ons vra wat sê die Here in sy woord. Nou goed, wat interessant hiervan is ek dink dit sal met respek naïef wees om te sê, ons kyk nie wat sê die feminisme en wat sê die humanisme nie. Die rede hoekom ek dink dit belangrik is om dit hier te sê, is omdat by Potchefstroom, by die universiteit, het die feminisme en die humanisme 'n baie beduidende rol gespeel, wat gelyk geloop het met gemeentes wat vroue, ouderlinge en predikante wil aanstel, en mens kan daai lyne ook gaan trek, hoe dat daar by die wet op hoër onderwys, van bo af, met mag, is daar gesê, diversiteit, inklusiwiteit, respek vir ander standpunte, en daardie humanistiese agtergrond van die grondwet, dink ek het 'n rol gespeel. Ja, ons kyk na wat die skrif sê, maar jy moet jou konteks verstaan en 'n onderskeid kan maak. Wat sê die wêreld, wat sê die feminisme en wat sê die skrif? So, ons moet die konteks ernstig opneem en dit dan meet aan wat die skrif sê. Net 'n belangrike kwalifikasie wat ek dink ons hier kan bysit. Van die begin af, belangrik dat jy erns moet maak met wat sê die feminisme, wat sê die humanisme en hoe is die skrif anders as daardie bewegings. Nou goed, vervolgens praat hy oor die ampte en die dienste in die kerk, die amp van ouderling en diaken en predikante, en dan sê hy, jy moenie die woord amp gebruik nie. Luister gou wat hy sê, dan gaan ek vir jou 'n stukkie van Profika speel van verlede week, wat amper dieselfde argument gemaak het. Kom ons luister. Eintlik wil ons nie die woord amp gebruik nie, want amp het in ons spreektaal die betekenis in van 'n hoër gesag of 'n hoër status of selfs heerskappy. En in die gereformeerde kerkreg leer ons tereg dat dit nie so werk in die Here se kerk nie. Almal is gelyk. As individue, as vergaderings, almal is gelyk. Daar's een hoof, daar's een met gesag en dit is Christus. Nou goed, ons gaan nou hierop reageer, maar kom ons vergelyk dit gou met Profika van Rensburg, wat ook oor die ampte en die dienste gepraat het in verlede week sy program. Die skrif ken slegs diens en nie ampt nie. Hierdie ontdekking, Dries de Plooy, het in een van daai werksessies het hy
dit my laat raak sien, en toe ek het sien, toe is dit so duidelik. Amp het ons kerktaal binnengekom via die Latyn van die kerkorde. Dan is dit net een treekie, dan is jy by 'n ampsdraer. Met ander woorde, die gesag setel in die persoon wat die amp bekleed, en dan is daardie persoon regeer, bestuur, heers met gesag. Terwyl, dit is totaal nie 'n begrip wat in die Bybel gebruik word nie. Die Bybel ken diakonia, diens. Hy ken terme slaaf. Paulus, begin van sy briewe sê hy, ek, Paulus, apostel van Jesus Christus, en dan sê hy sê apostel, slaaf van Jesus Christus. So natuurlik as ons dink aan Paulus en ons dink aan diakonos of doulos of slaaf of diakonia, diens, ja, al daardie dinge sal Paulus sê, ek is 'n slaaf van Christus. Maar nou is die merkwaardige ding, onthou julle, wat gebeur toe Judas dood is en hulle moet 'n nuwe apostel aanstel? Toe kies hulle uit 2 mans 'n episkopos, en dit is die Griekse woord vir geestelike leier wat met autoriteit in die gemeente gesag uitoefen. Vriende, wat sê Paulus in 1 Timoteus hoofstuk 3? Hy praat van episkopos. As jy 'n man is met 'n roeping om episkopos te wees, 'n geestelike leier wat gesag uitoefen in die kerk, dan is dit 'n wonderlike ding wat jy begeer. So hier sien ons dat die Here Jesus rolle gegee het in die kerk, waar daar gesag uitgeoefen word. En as jy van die begin af dit ontken, waar gaan jy uitkom? Dan is die uitkoms natuurlik al klaar. Geen rolle meer nie. Man en vrou, almal kan predikante, ouderlinge word, want Christus is die gesag en daar's nie rolle wat hy ingestel het nie. So dit is min of meer wat ons in elk geval nou gaan sien, waar hierdie hele gesprek gaan opeindig. Nou goed, vervolgens kom ons gaan na Genesis toe. Vriende, alles begin by Genesis. As ons Genesis 1, 2 en 3 verkeerd het, gaan alles, glo ek, met respek skeef getrek word in die res van die skrif. Kom ons luister na 'n stukkie waar Dr. Rassie praat oor Genesis 1, 2 en 3, en dan wil ek, voordat ons aangaan, vir jou 'n stukkie speel van Rosaria Butterfield se reaksie op Genesis 1 en 2 en Genesis 3, wat belangrik vir hierdie gesprek is. Kom ons luister eers na Dr. Rassie, wat hy daaroor in hierdie voordrag gesê het. Kom ons kyk nog na ander gedeeltes, wat in ander dele van die Bybel staan. Want ek dink dit lei ons ook. Genesis 1, Genesis 2, ons lees van die skepping, van die Here wat Adam en Eva maak, as gelykes, albei na die beeld van God gemaak. Dan kom die sondeval, en wanneer die sondeval gebeur het, dan is die vervloeking op die sondeval, dat die Here vir Eva sê, nou, jou man sal jy hinker, maar hy sal oor jou heers. Dis nie hoe die Here dit bedoel het nie, maar dis hoe dit geword het na die sondeval. En dan lees ons dat Christus kom om al die stikkendheid wat gekom het as gevolg van die sondeval te kom regmaak, te kom herstel. Nou goed, sien julle oor Genesis 1 en 2, al wat Dr. Rassie hier sê is, ons is in die beeld van God gemaak, ons is gelyk gemaak, en dan in Genesis 3 kom daar dan nou hierdie rolverdeling waar daar geheers word. Kom ons hoor, wat sê Rosaria Butterfield, wat 'n lesbien professor was, wat tot bekering gekom het, en wat nie glo dat die Here vir vroue geroep het, om predikante en ouderlinge te word nie. Kom ons hoor wat sê sy oor Genesis 1 en 2, en die gedagte dat daar net gelykwaardigheid is, dat ons in die beeld van God gemaak is, maar dat daar nie geestelike leierskap en rolverdeling is nie. Kom ons hoor wat sê sy daarvan. The first thing I had to really think about, for me, I mean, this was just my journey, I had to think about whether submission is whether it creates an abuse culture, because I came from a feminist tradition that said that. And now as a Christian, I had to think about, well, is a woman's, a wife's submission to her husband, is that a sin? You know, I mean, I really had to think about it. And one of the things that I did was I went back to Genesis. It's amazing how many things take us back to Genesis. And I thought, well, you know what, if Adam's headship came after the fall, then we've got a problem. And that I can continue on with my position
that complementarity is dangerous. But if submission came before the fall, then it's a good thing. God said everything was good. And so there it is. Eve's submission to Adam evidently is before the fall, in part because his sin was a sin, his federal headship covered not just Eve, but all of us. Is dit nie merkwaardig nie dat Rosaria Butterfield erken dat die man wat die geestelike leier is, die priester wat gesag het in die huwelik, kom reeds voor die sondeval, in liefde, in harmonie met God. God het met hulle gewandel, maar dit is kosbaar en mooi, en daar is gesag sonder sonde, leierskap soos Christus. Waar daar onderdanigheid is, maar daar is 'n wederkerigheid en 'n liefde wat saamheers, maar die rolle is daar, die geestelike leierskap is reeds daar. Dit word tussen hakies in hierdie boek pragtig bespreek. Die man is die priester. Hy het sy vrou benoem, hy het die diere genoem, hy is gemaak buite die tuin, Eva is binne in die tuin gemaak, sy is uit hom uitgeneem, en hulle het saam geheers, maar die rolle was daar. Nou goed, kom ons hoor, hoe verklaar Dr. Rassie dan, om sy argument te maak van Genesis 3 in die sondeval, nou sê hy, alles word geneutraliseer, natuurlik die sonde daarvan, maar hy wil ook die hele idee van die rolle, wil hy dekonstrueer in die manier, hoe hy Galasiërs 3, beroemde Galasiërs 3 vers 27 en 28 gebruik, om hierdie rolle van onderdanigheid, wat hy wil dekonstrueer. Kom ons sien, hoe interpreteer hy hierdie stuk. En daaroor skryf dieselfde Paulus in die brief van die Galasiërs, Hoofstuk 3 vers 28, dit maak nie saak, Nico, dankie, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een. Daai menslike onderskeidinge tussen Jood en Griek, etniese onderskeidings, taal, kultuur en goed, is nie meer van belang in die kerk nie. Dit maak nie saak nie, man of vrou, hierdie hiërargiese, geslagtelike onderskeidings maak nie meer saak nie, want ons is in Christus almal een met hom en daarom gelyk aan mekaar. Goed, ons het hieroor al gepraat in die verlede. Hierdie is natuurlik die troefkaart wat hulle wil gebruik om te sê, alles is nou gedekonstrueer, alles is neutraal, geen meer rolle nie. Wat is die probleem met daardie argument? Galasiërs 3 vers 27 en 28 gaan oor ons redding, nie oor die rolle nie. Dit gaan oor ons redding, ons is regverdig verklaar deur Christus wat gesterf het aan die kruis, op presies dieselfde manier, of jy 'n Jood is, of 'n Griek is, of jy 'n man of 'n vrou is, of jy 'n slaaf is, of 'n eienaar is, jy word op geen ander manier met God versoen as die kruis van Jesus Christus nie. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde in Galasiërs. Galasiërs 1, wat homself Jesus Christus gegee het vir ons sonde, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Wat sê hoofstuk 3 vers 13? Christus het ons losgekoop. Ons is nou vry van die wet. Daar's nie meer menslike, aardse dinge wat jy doen, wat jou beter maak vir redding nie. En dan pragtig, ons word geregverdig deur die geloof. Ons is nou almal kinders van God op grond van wat? Christus se geregtigheid en sy sterwe en opstanding vir ons. Dit gaan oor ons redding. Dit gaan nie oor die rolle nie. Anders het Paulus 'n klomp kontradiksies in sy werk, dan is hy nie konsekwent nie, waar hy op 'n hele paar ander plekke die rolle wat Christus ingestel het, behou. Nou goed, kom ons hoor hoe bou dit op tot by die toppunt vir Dr. Rassie by Efesiërs 5, gaan hy nou praat van man en vrou. En ek wil jy moet mooi hoor hoe hy dit hier benader. Kom ons luister. En hoor nou wat is die eerste opdrag wat man en vrou in die huwelik kry. Efesiërs 5 vers 21 sê Paulus, wees dan uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Jesus het hierdie heerskappy kom wegneem, hy het dit kom nuut maak uit die verhoudinge tussen ons en God, tussen man en vrou, tussen mans en vroue, tussen naastes in die wêreld het hy kom herstel. Kan julle sien wat hier gebeur is? Hier word Efesiërs 5 vers 21 gebruik om te sê, al die ander onderdanighede verdwyn nou.
Dit word gebruik om alles wat volg te dekonstrueer en die probleem hiermee natuurlik is dat wat gebeur in vers 22. Vers 21 is soos 'n sambreel wat sê hier gaan ons nou praat oor die verskillende soorte onderdanigheid wat Christus vir ons gegee het. Hoor wat staan in vers 22. Vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Vriende, dit vat ons nie na Genesis 3, waar daar in sonde geheers word nie. Hierdie vat ons terug na Genesis 1 en 2. Heers soos God dit wil hê, in liefde, in waarheid, in deernis, maar die geestelike rolle is nog steeds daar. En dit is baie belangrik om te sien, hoe Christus en die kerk hier vir ons die rolle verduidelik. Kan ons dit dekonstrueer? Wil ons dit neutraal maak? Is ons nie dan ongehoorsaam aan Christus wat hierdie rolle naas die redding vir die kerk gegee het nie? Nou goed, vir meeste teoloë en predikante wat vroue as predikante en ouderlinge wil aanstel, is die vroue by die graf 'n geliefkoeste teks wat gebruik word om te sê, hulle kan ook predikante en ouderlinge in die kerk word. Kom ons luister hoe sê Dr. Rassie dit, dan sal ek ook weer daarop net 'n bietjie kommentaar lewer. Al die disippels het weggehol in die nag. Johannes het later druipsterk teruggekom. Ons het verlede jaar nogal mooi daarna gekyk in die prediking. Hierdie vroue was die getuies van waar Jesus begrawe is. Hulle was die eerste getuies van Jesus wat uit die dood opgestaan het. En wat sê Jesus vir Maria? Hy sê vir haar, gaan vertel. Hy sê nie gaan roep die manne dat hulle kan hoor wat die boodskap, dat hulle kan vertel. Hy sê, gaan vertel. Gaan sê. So word die vroue die eerste getuies, die eerste wat verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood. Vriende, ons almal moet getuig, ons kinders, seuns en dogters, almal moet getuig van die Here Jesus wat opgestaan het. Die vraag is almal geroep om episkopos te wees, geestelike leiers, presbyteros, ouderlinge en predikante. Kom ons kyk weer na hierdie pragtige grafverhaal waar Dr. Rassie oor praat. Matteus 28. Die Here Jesus praat met die vroue, Maria Magdalena, en hy sê, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Vriende, die Here Jesus sê nie vir hulle, julle is nou apostels, julle is nou episkopos, gaan sê nou vir die ander episkopos nie. Hy stuur die vroue om te getuig, vir die manne te gaan sê. En wat gebeur dan as hierdie vroue die manne gaan vertel? Vers 16, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Met wie praat die Here Jesus hier? Hy praat met die 11 disippels, wat hy nou 'n mandaat gee. Hy sê, gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Vriende, en wat gebeur dan in Handelinge? In Handelinge lees ons dat Judas is mos dood en toe moet hulle 'n nuwe apostel aanstel. Nou ek wil vir jou daai stuk lees. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. Nou baie belangrik ook hierdie vers 14. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue, onder wie Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by. So, daar was vroue wat saam met hulle hier gebid het. Wat gebeur toe?
In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê, broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Judas is dood en nou moet hulle 'n nuwe episkopos aanstel. 'n Geestelike leier wat gesag gaan uitoefen in die kerk. Wat gebeur? Kom ek lees vir jou. Petrus sê daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees, nie 'n vrou nie. Hoekom nie 'n vrou nie? Is hulle besig met diskriminasie? Het die Here hulle verkeerd gelei? Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het. En toe het hulle 2 name mos op 'n kortlys gesit. Vriende, hier is 'n episkopos aangestel. Daar was vroue om van te kies, maar daar's nie 'n vrou gekies nie. Hulle het 'n man gekies. Ander vraag wat hiermee saamgaan. Waarom het Jesus 12 apostelmans gekies? Vertrou ons nie vir Christus nie. Wil ons ongetrou wees, ongehoorsaam wees aan Christus, wat ons dieselfde manier red, maar wat in sy wysheid verskillende rolle gegee het in die kerk van die Here Jesus Christus. Nou goed, vervolgens het Dr. Rassie 'n hele lang tyd spandeer aan 1 Korintiërs 11 van die beroemde en berigte tekste oor die vrouens wat 'n hoofbedeksel moet dra, hoofstuk 14 waar die vrouens nie moet praat nie, en dan 1 Timoteus 2. En hierdie tekste het hy baie diep probeer indril om sy standpunt te verduidelik. Nou, kom ons begin by die beroemde vroue wat hoofbedekkings moet dra. Ek wil hê jy moet mooi luister wat hy gaan sê, en dan gaan ek 'n perspektief op die tafel sit, wat ek die afgelope paar dae so bietjie gaan probeer verder uitwerk het, en hopelik gaan dit vir jou iets beteken. Kom ons luister. Waaroor gaan dit hier? Ja, julle het maar altyd sal weet, hier was jare se gevegte oor hierdie teks, oor 'n hoed op die kop of nie, onthou julle dit? Kultureel bepaalde goed wat ons laat struikel het as kerk van die Here vir baie jare, en dit was onverkwikkelike gevegte totdat daar uiteindelik vrede gekom het. Hier was meningsverskil in hierdie gemeente oor hierdie goed. Onthou, daar was Jode, daar was Grieke, mense uit verskillende kulture, en nou het dit gegaan oor iets op die kop of iets nie op die kop nie, en lang hare en kort hare en wat ook al lelik en wat ook al nie mooi en nie reg is nie. En dan het dit ook nog 'n refleksie op die huwelik. Dit gaan oor voorkoms. Ons kan sekerlik aflei dat dit dan gaan oor iets wat in die openbaar gebeur het. En het dit in die gemeente gebeur of nie? Ons weet dit nie. Maar is wel duidelik. Die huweliksverhouding kom in die kollig, verhouding tussen man en vrou, en wat weerspieël word met hoe daar aangetrek word, dat sy hare jy het. En dit was in daardie tyd baie belangrik. Daar was baie striwelinge, daar was baie gestryd daaroor in daai gemeente. As ons dit vandag sou letterlik toepas, sou ons gesukkel het, nie waar nie? Ons dra hoedens wanneer Afrika son brand en ons wil nie velkanker hê nie. Punt. Nee, lang hare, kort hare maak nie vir ons saak nie. Dis nie dieselfde issues, kwessies wat ons vandag in ons konteks het nie. Hierdie was 2000 jaar terug in 'n ander deel van die wêreld met ander kulture. Nou goed, so basies wat Dr. Rassie hier probeer sê is, dit was 'n kulturele ding van daai tyd, en ons lag daaroor, en daar was grappies in kerke, en dit was iets wat ons hoegenaamd nie meer doen nie, en die implikasie wat 'n mens hieruit kan aflei is dat eintlik hier waar dit praat oor die rolle van man en vrou in die skepingsorde, ons het dit nou al klaar nou agter ons gesit, ons neem dit nie meer ernstig op nie, ag, dit was net 'n kulturele ding. Weet julle, en terwyl ek hierna luister, dink ek aan die jare wat ons in Engeland was, waar die transgender beweging militant geword het in skole, by die staat, by banke, by winkels. Jy kan nie by 'n plek omtrent instap waar daar nie 'n Pride LGBTQ+ vlag is nie. En vrouens en mans wat hulle identiteit wil verander, hulle wil gaan vir mastektomies, hulle wil gaan vir chemiese behandeling, hulle voel dat hulle wil nie wees wat God hulle biologies gemaak het nie. Onthou julle, nie lang terug nie in Amerika, was daar 'n beroemde voorbeeld van 'n man wat swem, wat soos 'n vrou wou word en deelneem as 'n vrou, en vrouens, ware biologiese vrouens wat huil en onttrek van swem, omdat hulle dit nie kan
verduur dat hier 'n man is wat hom soos 'n vrou opmaak om te swem nie. Hier is 'n foto. Onthou julle Michael Phelps, die beroemde Olimpiese atleet, en hier is 'n foto van hierdie man wat hom soos 'n vrou maak om deel te neem. Dink in Engeland, die kerk van Engeland, wat 'n transgender liturgie goedgekeur het. Vriende, en terwyl ek aan hierdie goed dink, toe dink ek aan die beginsel wat Paulus hier gee. Ja, in daai tyd was die manier hoe jy demonstreer, jy's 'n vrou, dat jy 'n hoed gedra het. Die beginsel bly. Vandag wil die Here hê, ek moet man wees. Ek moenie soos 'n vrou aantrek in die kerk nie. En vrou moenie soos 'n man wil wees nie. Ek moet wees wie God my geskape het om te wees. Hoor wat staan hier, hierdie beginsel wat presies dieselfde tot vandag toe bly. Maar ek wil hê dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Vriende, hierdie beginsel is nie kultuurgebonde nie. In elke era wil die Here hê, dat man moet man wees. Moet soos 'n man lyk, en vrou soos 'n vrou. En hierdie beginsel bly, die rolle wat die Here verskillend gemaak het. Nou vriende, kom ons gaan vervolgens na 1 Timoteus hoofstuk 2, en dit is waar het nou praat oor die vrouens wat nie moet praat nie, hulle moet in stilte leer, en hulle moet nie gesag uitoefen oor die man, of in die prediking nie. En wat baie belangrik is, voordat ek het nou vir julle gaan speel, is dat Dr. Rassie maak 'n baie groot retoriese, strategiese besluit, om nou 'n vertaalfout in die 1983 Bybel oor die erediens nou in te hamer. Hy gaan dit oor en oor gebruik en sê, kyk nou mooi, as jy in die Grieks kyk, en hy sê dit van 1 Korintiërs 11 nou waar ons oor die hoede gekyk het, hy sê dit van 1 Korintiërs 14 waar die vrouens wat in stilte moet leer, en hy sê dit ook van 1 Timoteus 2, dat die 1983 vertaling sê in die erediens. En dan gebruik hy dit nou as 'n argument waarom hy die synode se standpunt wil verwerp, want dit is nou ingelees daar die erediens, en dit is hoegenaamd nie die waarheid nie, daar was nie eredienste gewees nie. Dis die een punt wat hy gaan onderstreep. Die ander ding wat hy onderstreep is, hy sal sê die 1983 vertaling praat van elke plek van samekoms, en dan sê hy, dit maak nou die net kleiner, dat dit nou gefokus is op die erediens, en dan beteken dit vrouens kan op ander plekke praat, maar dan sê hy, dis nie wat die Grieks sê nie. Hy sê die Grieks oorspronklik sê op elke plek. So nou sy argument, dat vrouens mag nêrens praat nie. Want dis nou wat hy sê, wat die Griek sê, en daarom is die synode ongehoorsaam ook aan wat Christus sê. So dit is sy sterk argument wat hy op die tafel sit. So ek wil hê dat jy nou daarna sal luister hoe hy dit sê, en dan wil ek graag met respek ook daarop 'n perspektief met jou deel. Kom ons luister. Sy mag nie oor 'n man gesag uitoefen nie. As mense 'n bietjie gaan kyk, as jy 'n bietjie begin delf, soos wat ons in verantwoordelikheid met die Here se woord moet doen, dan sien jy gou, hier's 'n paar goed wat die vlaggies laat regop skiet, wat vir jou wys jy moet baie versigtig met hierdie tekste omgaan. Die eerste wat opval, is dat die 83 vertaling anders lyk as die Grieks, en die 33 vertaling en die 2020 vertaling. Die 33 vertaling, die ou vertaling, is direk uit die Grieks uit, meer direk. Die 2020 vertaling, meer direk uit die Grieks. Die 83 vertaling is wat hulle noem dinamiese ekwivalent. Dis bietjie meer van 'n verklaring. Hier is meer van 'n verklaring. Maar wat sê die Grieks? Hier staan, ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete dan moet bid en so meer. In die Grieks staan dan nie elke plek van samekoms en daar staan elke plek. Die 33 vertaling sê elke plek. 2020 vertaling sê elke plek. Hierdie vertaling sê 83 elke plek van samekoms. Nou dis nie dieselfde nie. Elke plek van samekoms trek die net baie nouer, maar dit staan nie so in die Grieks nie. In die erediens trek die net stywer, en dan kan die argument maklik wees om te sê, ja, maar vroue moet net stil bly in die erediens, maar daar rondom kan hulle maar praat, soos by kateksasie of sustervereniging of 'n vroue aand soos Dinsdag aan, die 3de. Maar dit staan nie in die teks wat Paulus geskryf het nie. So eintlik wat Paulus hier skryf is, vrouens moet die heeltyd stil bly. Dis wat die Griek sê. En as dit is wat die Griek sê, dan is al die gemeentes in die GKSA ongehoorsaam aan Christus, soos die synode besluit sê.
Sjoe, baie sterk woorde hier van Dr. Rassie. Net 'n paar belangrike punte. Nommer 1, ja, absoluut. Wat sê die Grieks? Maar vriende, ons is gereformeerd. Nie net wat sê die Grieks in 'n paar versies nie. Wat sê die Grieks in die volledige hoofstuk, die vorige hoofstuk en die hoofstuk daarna? Natuurlik die 1983 vertaling is 'n hermeneutiese vertaling wat praat van in die erediens of elke plek van samekoms. Dit is implisiet wat 'n mens in die Grieks kan sien. Wat is eksplisiet in die Grieks wat Dr. Rassie nie vir julle gesê het nie? Wat sê hoofstuk 3? Daar praat hy van episkopos, geestelike leier in die kerk, en dan in vers 15 sê Paulus, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Bietjie verder, hoofstuk 4 praat hy en hy sê, totdat ek kom moet jy aanhou met die voorlesing en die vermaning en die lering. Vriende, hierdie was binne in die kerkdienste. Dit was in die eredienste wat hierdie plaasgevind het. Maar ek wil nog 'n ander baie belangrike Grieks stuk vir jou gee wat Dr. Rassie glad nie noem nie. Kom ons gaan terug na 1 Korintiërs 11 waar hy gepraat het oor die hoofbedekkings. Hy sê daar word glad nie oor die erediens gepraat nie. Hoor wat staan in die gedeelte voor die nagmaal. Daar word gepraat van wanneer die gelowiges by mekaar kom. Nie 1 keer nie, 3 keer. Kom ek lees vir jou, 1 Korintiërs 11 vers 17. Maar wanneer ek die volgende opdrag gee, prys ek julle nie, want wanneer julle by mekaar kom, dit is die Griekse woord sunergeste. Die volgende vers, want eerstens hoor ek dat wanneer julle in die gemeente by mekaar kom, weer dieselfde woord, julle kom by mekaar, bietjie later vers 20, wanneer julle dan saam by mekaar kom. Vriende, die konteks was die erediens gewees, as jy die hoofstukke voor en na dit saam lees. So ek dink hier is 'n gevaarlike strategie, om nou te gaan sê, nee, maar daai woordjie is nou in hierdie vertaling, is dit bygevoeg, en daarom kan ons nou maar die hele stuk, kan ons nou maar neutraliseer, en ons hoef nou nie meer te doen wat hier staan oor die rolle vir man en vrou in die erediens. Ek dink dit kom selfs bietjie moedswillig oor, die manier hoe dit aangebied word. Vervolgens maak Dominee Rassie 'n groot saak ook van profesie, en dat vrouens was toegelaat om in 1 Korintiërs 11 te profeteer, hulle moet 'n hoofbedekking hê onder die gesag van hulle man, maar hulle kon daar gepraat het en gebid het, en nou vind hy dat dit is 'n kontradiksie met 1 Korintiërs 14 waar hulle nie mag praat in die erediens nie, en 1 Timoteus 2 waar Paulus vir hulle sê dat hulle moet stil wees in die erediens. Nou, laat ons net gou sê, daar is 'n verskil tussen profesie en gesagvolle woordverkondiging, en julle kan in hierdie boekie wat ek vir julle gewys het, van Kevin de Young, kan julle 'n detail bespreking kry oor wat is profesie, wat is die verskil gewees tussen die profesie. Laat ek net 'n paar opmerkings net gou daaroor sê. Toe ek hierdeur gegaan het, toe wonder ek of hierdie gereformeerde predikante glo dat die gawe van profesie vandag nog aangaan. My verstaan was dat meeste predikante in die gereformeerde kerke glo dat toe die volmaakte gekom het, glo ons die kanon, 1 Korintiërs 13 praat van die liefde, en wanneer dit wat ten dele is tot 'n einde kom en dit wat volmaak is kom. Dis natuurlik 'n lang debat, alle kerke stem nie hiermee saam nie, maar my vermoede is dat meeste van hierdie predikante glo in elk geval dat die gawe van profesie het tot 'n einde gekom in die vroeë kerk, nou dat ons die volle kanon gekry het. Dis net een punt wat ek dink wat interessant is vir verdere gesprek. Maar die volgende opmerking oor profesie en die onderskeid tussen profete en priesters, dink ek is tog wesentlik en belangrik. Natuurlik was daar profetesse in die Ou Testament, Miriam wat liturgies iets voorgedra het, as ons dink aan Deborah, as ons dink aan 'n paar profetesse in die Nuwe Testament. Wat is merkwaardig? Wys vir my, waar is daar priesters in die Ou Testament, wat die offer gebring het? Aaron en die priesters. Kom ons gaan gou terug na 'n voorbeeld wat vir my so kosbaar is.
Na Genesis natuurlik God wat vir Adam as 'n priester basies aanstel en vir hom vertel van die boom van kennis en goed en kwaad. God praat met hom daaroor as die priester van die huis. Dis die een voorbeeld. Die ander voorbeeld is die 10de plaag. Onthou julle, toe die engel van die Here vir Moses kom sê, dat elke huisgesin moet 'n perfekte lammetjie voorberei. Wie was die priester van daai huis? Wie het die bloed op die deurkusyn gesmeer? Die pappa. Die mamma en die kinders het die huis skoon gemaak. Reg deur die skrif, Ou Testament, Nuwe Testament, is daar 'n priesterlike rol, 'n geestelike leierskapposisie wat die Here vir die man gegee het. So, ek dink is 'n belangrike onderskeid. Profesie is nie op dieselfde vlak in die erediens as die priesterlike rol waar die woord van God, die onfeilbare woord van God, met autoriteit verkondig word nie. En my verstaan is dat profesie was, dit kan 'n skriflesing wees, kan 'n gebed wees in 'n diens, maar wanneer dit kom by die gesagvolle autoriteit van die woord wat verkondig word, het die Here daardie priesterlike rol gegee vir die man. Gelykwaardig, verskillende rolle soos die Here dit wil hê. Nou, ek wil graag nog 'n stukkie vir jou speel waar Dr. Rassie praat nou oor die teologiese skepingsorde argument wat Paulus gee in 1 Timoteus 2 vers 13 tot 15. Ek wil hê jy moet mooi luister wat hy hier doen. En jy gaan agterkom, dit lyk of hy duiwels advokaat wil speel. Ek wil graag dan net ook daarop reageer om vir jou 'n perspektief daarop te gee. Kom ons luister. Hier is nog 'n paar ander goed wat 'n mens laat wonder, en wat nie duidelik is nie. Adam is nie verlei nie, sê Paulus. Maar ek lees dan in Genesis 3, dat het wel gebeur het. Eva gee vir hom, en hy eet van die vrug. Hy is dalk nie deur die Satan verlei nie, deur die slang nie, maar is hy nie verlei nie. Paulus sê, kry Adam dan versagtende omstandighede? Er staan reguit Genesis 3, waar die Here met Adam praat en sê, deur jou toedoen is die aarde vervloek. Die aarde. Alles. So wat bedoel Paulus as hy dit sê? Dit is 'n baie moeilike teks om te verklaar. Vriende, met respek, ek dink nie Adam kry versagtende omstandighede nie. Ek dink hy kry 'n groter straf. Die dood kom deur Adam in die wêreld. Die Here hou hom verantwoordelik. Ja, Eva was verlei, Adam het vir sy vrou geluister, hy het nie vir God geluister nie. Hy was die geestelike leier en God kom en hou hom verantwoordelik vir Eva se sondes ook. Alhoewel hy dan as die geestelike federale hoof deur God verantwoordelik gehou word en gestraf word. Met respek, ek dink dit is 'n meer eerbare manier om hierdie stuk te interpreteer. Kom ons luister na die laaste stuk waar hy nou praat oor vrouens wat dan nou deur kinders te baar sal hulle redding kry. Kom ons hoor wat sê hy, dan wil ek ook daarop vir jou 'n perspektief met jou deel. Wat bedoel hy as hy sê die vrou sal redding vind in moederskap? Wat van ongetroude vroue wat nie kinders het nie, of vroue wat getroud is wat nie kan kinders hê nie, of die wat jonk dood is wat nog nie kans gehad het om kinders te hê nie, is hulle nou net verlore? Sjoe, vriende, ek dink hierdie is ook 'n baie onredelike, onbillike afleiding om te maak. Paulus bedoel natuurlik hier vrouens wat kan kinders kry. Voordat ek 'n paar ander goed sê, weet julle hoeveel vrouens vandag onder die mobilisasie van die feminisme wil nie meer kinders hê nie. Ek luister nou die dag na Jordan Peterson wat praat van al hoe meer vroue, professionele vroue wat nie kinders wil hê nie. Is Paulus se boodskap nie hier juis vir hulle vandag nie? Vrouens wat in rebellie professionele persone wil wees, maar nie meer hulle godgegewe gawe om kinders te wil hê te hê nie. Kom ek speel vir jou 'n stukkie waar Jordan Peterson, met wie ek nie oor alles saamstem nie, waar hy oor hierdie ding spesifiek praat. Kom ons luister. I'm 55 and I've been working with men and women my entire life and I've watched this and it's quite obvious. It's like at 19 it's all career. By 30 that's just not the case. It's not the case. I don't know if I've seen a single woman who I didn't think had a psychological problem
who hadn't seriously flipped in their attitude towards the balance of family and career by the time they were 30. And then you see lots of women who at 40 haven't had kids and perhaps wanted to, and that's not a pleasant situation. I was talking to a woman who is about 39, a professional woman, attractive, well put together, competent, well educated, successful in her profession, unmarried, in a relationship with an older guy, but unmarried, and desperate to have a child. She said no one ever talked to her about the fact that she'd actually want to have a family or encouraged her to think about doing that. It was as if it wasn't within the realm of possibility that one of the things that she might have the ambition to do would be to be a mother. And that's just not acceptable. Is dit nie merkwaardig nie? Wat was God se skepingsorde opdrag aan Adam en Eva? Om kinders te hê. Hoeveel mense ken jy wat nie meer wil kinders hê nie? Ek ken kerkleiers, ek luister nou die dag na 'n voordrag van 'n kerkleier wat sê hy en sy vrou het 'n keuse gemaak om nie kinders te hê nie. Basies, hulle wil die wêreld 'n beter plek maak en daar's te veel mense op aarde. Met respek, vriende, hierdie boodskap is vir mense soos daardie. Natuurlik, net om te reageer, Paulus sê in 1 Korintiërs 7 dat daar's vroue wat nie trou nie en dit is goed en dat hy wil hê mense soos hy moet wees so en vrouens wat nie kan kinders hê, natuurlik word hulle gered deur die Here se genade, maar hier dink ek is die konteks dat hier is 'n gawe, hier is 'n roeping wat die Here vir 'n vrou gee en daarin gaan sy in heiligheid die Here kan dien, daarin gaan sy 'n vervulling kry en dit is hoe die Here haar wil gebruik. Ek sê vir van my familie ook, ek is nie gemaak om babetjies te hê nie, want God het my nie daarvoor geroep nie, hy het my nie so in mekaar gesit nie, en ek kan ook nie daarin so my lewensvervulling vind nie, want God het die vrou uniek daarvoor gemaak. Ek sê hierdie dag vir een van ons dogters, dink mooi daaroor, mamas sit met die volledige volgende generasie se kinders en tieners, wat deur hulle gaan en wat hulle in 'n posisie is om hulle te modelleer, om hulle te vorm, om vir hulle te leer, om te getuig. 'n Voorreg wat mans nie het nie. Is dit nie kosbaar nie? Nou goed, nou wil ek afsluit met 'n stukkie waar Dr. Rassie dan ook praat van hierdie tekste oor 1 Korintiërs 11, van die rolle en die hoed op die kop, en oor 1 Korintiërs 14, vrouens moenie praat nie in die erediens nie, en 1 Timoteus 2, en dan sê hy dis moeilik, en mense verstaan dit nie, en is kompleks. En dan wil ek hê jy moet luister, hoe bring hy vir die apostel Petrus in, wat ons gepraat het van Paulus se briewe wat kan moeilik wees. Ek wil hê jy moet daarna luister, en dan wil ek afsluit met 'n stukkie uit Petrus se briewe. Kom ons luister. Dieselfde Paulus sê in hoofstuk 14, jy moet stil bly. Hier, hoofstuk 11 sê hy, wanneer sy praat, so hy sê nie, sy moet stil bly nie. Dis dieselfde Paulus. Nou kom ek lees net gou, wat skryf Petrus oor Paulus se briewe. Hy skryf oor Paulus se briewe, dan sê hy, daar is dinge in Paulus se briewe, wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daarin 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Petrus sê, daar is goed in Paulus se briewe wat moeilik is om te verstaan. Al die tekste wat oor die vrou gaan, het Paulus geskryf. Jy kry dit nie by Jakobus nie, jy kry dit nie by Petrus nie, jy kry dit nie by Johannes nie, jy kry dit nie in Hebreërs nie. Kry dit by Paulus. En nou sê Petrus, ek sukkel ook maar 'n bietjie om te verstaan. En daarom, wie is ons om te sê, ons kan dit glashelder, klokhelder net verstaan, hier is die verklaring en basta. Ons kan dit gewoon nie doen nie. Vriende, so die aanname hier, of die argument is dat Paulus se vertolking van die rolle van man en vrou is moeilik om te verstaan en is kompleks, en selfs Petrus sê dis vir hom ook baie keer 'n bietjie moeilik, hierdie oor die vroue en die manne en die rolle in die kerk en in die huwelik. Ek wil afsluit met 2 stukkies. Ons gaan nou met hierdie stuk, hierdie moeilike tekste van Paulus gaan ons mee afsluit, maar ek wil vir jou tog 'n stukkie lees waar Petrus praat oor die rolle vir man en vrou. En jy moet besluit of dit ooreenstem met wat Paulus en die Here Jesus ook geleer het. 1 Petrus hoofstuk 3. Hoor wat sê Petrus. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees,
sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godvreesende wandel aanskou. Bietjie later praat hy van sagmoedigheid van gees, 'n stil gees, en vers 5, want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. Vriende, hierdie was onderdanigheid soos Genesis 1 en 2. 1 en 2, soos God dit wil hê, soos God dit ontwerp het voor die sondeval. En dan, wat is die opdrag vir die man? Om in liefde soos Christus te regeer in die gemeente, maar ook in die huwelik. Hoor, hoe moet hy dit doen? Net so moet julle manne verstandig met julle vrouens saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Manne, ons moet eer bewys aan ons vrouens, soos Genesis 1 en 2. Omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Vriende, is daar ooreenkomste tussen Petrus en Paulus en die Here Jesus oor die rolle vir man en vrou. Vriende, kom ons sluit af met hierdie teks oor die moeilike tekste van Paulus. So die vraag is, praat hy hier oor man en vrou in die rolle en dis moeilik en Paulus skryf moeilike briewe en Petrus sê dis vir my ook baie keer bietjie moeilik. Is dit die konteks as gereformeerdes wat eksegese doen van hierdie teksgedeelte van Petrus in 2 Petrus hoofstuk 3? Ek wil afsluit en 'n stukkie vir jou deel oor die konteks waarin Paulus hier aangehaal word. Vriende, en ek sê dit sommer dadelik nou al klaar, dit gaan nie oor die rolle vir man en vrou nie, dit gaan nie oor die erediens, oor die preek nie, dit gaan hier oor die wederkoms van die Here Jesus Christus. Petrus skryf hy en sê, vir die Here is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Hy praat van die dag van die Here wat soos 'n dief in die nag gaan kom. Hy sê, ons verwag volgens sy belofte die nuwe hemel en die nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon. En in hierdie konteks skrywe Petrus oor Paulus. Paulus het geskryf oor die eindtyd, hy het geskryf oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, hy skryf in Filippense van, hy hoop om by Christus nou al te wees, maar hy is by hulle terwille van die bediening. Hy skryf op ander plekke dat hy hoop om weg te wees by Christus, maar hy is hier terwille van hulle, en wanneer die dag van die Here gaan kom. Paulus skryf oor hierdie eindtye in sy briewe, en dit is die konteks waarbinne Petrus oor Paulus en sy briewe ietsie skryf. Kom ek sluit af dan vandag. En ons vat hier saam om jou te bemoedig, hierdie stuk wat Petrus daaroor skryf. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleer word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here Jesus en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.